Welkom by nog 'n episode van Kuier op die Rusbank met myself Bradley Jonathan. Ja, nou soos jy kan sien, staan ons vandag hierso by MNZ Cherry. Daar is 'n rede hoekom ons vandag lekker saam kuier hierso by MNZ Cherry. En soos julle kan sien, laat ek my nuwe T-shirt ook vry. So ons kuier vandag baie lekker saam hierso saam met Kessia Shapley. Baie van haar ken vir haar as die Miss Namibia 2022 wat sy Miss Namibia was. En daar's 'n redelike paar topics wat ek met haar gaan gesels vandag en baie mense van haar wat baie mense nog van haar gaan leer vandag. So bly net hierso en ons kuier lekker saam met haar. Kessia, 'n hartlike goeie middag en ek wil vir jou vra, Kessia, gee vir ons vandag net een van jou gunstelinge kos en 'n bederfsnackietjie. Okay, een van my gunsteling kos is braaivleis, 'n stukkie braaivleis. En 'n bederfstukkie is Nutella. Julle ken mos hy klein blikkies Nutella met 'n lepel. Ja, dit is nou my ding. Ek hou van daai. Dit is nou my ding. Kessia, baie welkom. Baie dankie. By Kuier op die Rusbank. Dis baie lekker om jou hier te hê vandag. Dis 'n voorreg dat ons vir jou op ons program kan hê vandag. Soos ons kan sien het jy vandag Miss Cosmo ook aan. Yes. En voor ons begin kan ek sê dis die guns van die Here. Amen. Op jou lewe. Dis die guns van die Here. Kessia, vertel 'n bietjie vir ons, wie is Kessia agter die titels? Except for titles, wie is Kessia Shapley en agter die kameras? Dit is eintlik interessant en ek het op pad hiernatoe toe sê ek vir my ma, mami, die mense sukkel nou weer. Hulle weet nie hoe om die titel van die persoon te separate nie. En die persoon agter die titel is regtig net 'n huiskind. Ek is 'n huiskind, 'n ouma kind. Ek is baie aktief, ek hou van sport, ek is 'n paramedikus ook. So ek hou myself besig, maar ek is baie op my eie, ek doen my eie ding. Ek is ook baie intentional met my verhouding met die Here. En dit is ek, ja. Ek hou ook van verf en teken en ek doen allerlei goede. Klomp goed. En behalwe dat daar 'n titel is jy ook 'n mens. Jy is ook, as jy hier uitstap, as ons in die dorp en rondstap, is jy maar net Kessia Shapley. Yes. Jy stap nie met die titel van ek is Miss Shapley of ek is wie. Ja. En ek benyd dit baie van jou dat jy humble is, dat jy ons almal jy het humble begin. Jy kom met die huis uit waar jy groot geraak het van die met die dinge van die Here, waar jy groot gemaak is met die Here saam. Ja. Hoe was jou kinderjare en watter waardes dra jy vandag nog saam? So my kinderjare was baie lekker geweest, net oor my ouma Sunny, Sunny Swart. Sy het dit vir my baie lekker gemaak. Want sy was ook net so bedrywig. Dan is ouma in die gym, dan is ouma by die koffiewinkel of net iets en sy het dit net interessant gemaak. En my familie het dit die moeite werd gemaak om regtig voluit te lewe as kind en om die beste te maak van elke dag. Van die tye wat nou afspeel, is nie dieselfde soos wat ons kinders was, toe ons nou kinders was nie. Maar sover jy weet, I can reflect on my childhood en dan kan ek sê dit was die moeite werd om humble te begin. Yes. Want as ek nie humble beginnings gehad het, dan sou ek seker groot kop gehad het. Definitief, ja. Ja. Ek dink dit is 'n baie belangrike ene as 'n mens in 'n bedryf instap waar jy jou naam begin optel. Ja. Ek kan self getuig toe ek begin Afrikaans musiek gemaak het, het ek baie mense gekry wat ons was nou die naweek was ons in Rehoboth gewees en een ouetjie skree uit die kar uit toe hy vir my sien en onmiddellik en dis 'n ding wat ek altyd bid en vra, Here hou my altyd nederig. Ja. Is al wat ek wil wees, ek wil nie groot kop kry nie. Ja. En dit is hoe ons moet wees. Dit is. En nou wat jy dit noem van jou ouma, hulle maak dit so lekker vir 'n mens. Hulle maak dit baie regtig baie lekker. Ek kan onthou destyds toe my ouma hulle nog gelewe het, hulle het altyd vir ons so lekker gemaak op 'n Sondag hierdie tyd as ons by hulle se huis en ons sit in kuier daar so. Ouma het koekies gebak en ons het asseblief tog en jy word rondgestuur. Ons het wel baie kwaad geraak as kinders. Ja. Ons het baie kwaad geraak as kinders, maar vandag kan ons die vrug daarvan pluk. Precies. Wat ouma en oupa vir ons geleer het. Kortliks oor Miss Namibia. Yes. Wat het jou laat deelneem aan Miss Namibia en wat het jy daaruit geleer? Wanneer dit kom by die beauty industry en pageantry, ek wou dit doen vir my kinders, my foundation. Want dit was nooit oor my gewees nie. Tot vandag toe hierdie titel ook, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die impact wat ek kan maak in Namibia, in Windhoek. En dit is hoekom ek dit gedoen het. En wat ek geleer het is om nederig te bly, soos jy sê, is die beste opsie.
en dit is die enigste opsie. That's the only option you have, is om nederig te bly. Yes. En ek doen hierdie kompetisies om my nederig te hou, want dit is 'n humbling experience. Dit is nie net glitz en glam en allerlei lekker goedjies nie. Dis harde werk wat jy moet insit en net sacrifice. So ja, dit is wat my dryf om hierdie goed te doen, om pageants te doen. Jy het geniet om op die verhoog te stap. Paar jaar terug om op so 'n groot verhoog te stap en saam met ander lande se mense wat ook ingeskryf het. Yes. Jy het dit geniet om op by verhoog te wees. Ek het dit baie geniet. Hoe was die experience vir jou gewees? Dit was beautiful want ek het net gesien dis iets wat ek kan embrace. As ek nou place, as ek nie place nie, dit maak nie saak nie. Die feit dat die Here my dan toe gevat het was vir 'n rede. Yes. En ek het 'n supernatural experience gehad met die Here. Al het ek nie in die fisies geplace, hy het my gekroon in die geestelik en vir dit is ek oneindig dankbaar. Is iets wat geld nie kan koop nie, is iets wat jy nie kan opmaak nie. En ja, so dit was vir my beautiful geweest om te weet ek was op 'n Miss Universe platform. Wie kan dit sê? Hoeveel meisiekinders kan dit Wens sê? vir dit. Ja, en ek was maar net 21. Ja. Jy weet, en ek is nou eers 24. So ek wil net maximize op my opportunities. 'n Jong dame van Kommersdal Yes. wat op so 'n groot verhoog gestap het. Yes. En soos ek reg in die begin gesê het, dat dit is net die Here. Dit kan nie 'n mens wees wat dit kan doen nie. Daar is nog so baie wat nog gaan kom. Yes. En dis waar ons weer terugkom na nederigheid. Ons moenie verander wie ons is nie. Wanneer iemand miskien in die straat en stap, ek weet mense, weet hoe's mense. Kyk vir Kesia Sharply, daar stap sy. Nou weet die persoon nie, kan ek vir haar 'n drukkie gee of mag ek nie vir haar 'n drukkie gee nie? En 'n mens soek dit. En 'n mens verlang vir dit. Ja. Jy wil graag hê mense moet kom en dit vir jou as mens voel dit ook lekker om te sê ek doen regtig iets goeds in die gemeenskap. Dit gaan nie oor dat ek moet gesien word of daai dingetjies nie. Ja, vir my is dit, ek is baie erg op dit. Ek sê altyd vir mense, as jy my sien, kom groet my. Ek wil gegroet wees. Yes. Want dit is 'n baie eensame paadjie wat ek hier stap. Yes. So net om daai embrace te kry sal baie nice wees. En ek sê mos vir mense, ek is tog nie 'n up-down girlie nie. Moet my nie so hanteer nie. Ek is nie up-down nie. Ek is van die dal af. Ons is van die dal af. Ons nederig. Ons ken nou goed. Asseblief, ons is oor gemeenskap. Yes. So ja, ek is baie erg op dit. Kesia, watter oomblik uit jou tyd van Miss Namibia sal jy altyd onthou? So, die ondersteuning van my familie. Die ondersteuning van my familie en die nasie. Want die nasie het regtig gewys dat ek 'n impak gemaak het. En nie net in Namibia nie, globally het ek 'n impak gemaak. En dis 3 jaar terug en mense noem my nog steeds Miss Namibia. Dit moet iets beteken. As mense amazing, yes. Dis Miss Namibia hier, Miss Namibia daar. Ook by die hospitaal is dit Miss Namibia. So, die susters, hulle ken nie sê my naam by die hospitaal. Dit bly net Miss Namibia. Like, yes. Ek dink jy het jou merk gemaak in ons land en jy kan baie trots wees op jouself vandag. Jy kan regtig baie trots wees op jouself. As mense kan so aangaan oor dit en wie jy is en Miss Namibia. Ja, mense weet sommige dan nie wat jou naam is regtig. Maar nou ja, Kesia, hoe het jou geloof jou gehelp in jou journey en uitdagings tot dusver? Ek het geweet sodra ek pageants doen en Miss Universe doen, I'm getting launched into the world. Ek is nou besig met die wêreldse goed, tydelike goed. Yes. So ek het altyd mense gevra, die beste ding wat jy vir my kan doen is om vir my te bid. Want soms raak dit ook te swaar vir myself om vir myself te kan bid in daai oomblikke. En ek het die hele tyd my Bybel rondom my gehad, dis my wapen, waar ook al ek was, wat ook al mense gesê het, I always had my Bible. En ek was baie intentional met die Here. Voor ek enige iets gedoen het, enige event, fotoshoot, interview, artikel, ek het eers gebid daaroor. En ek het gevra vir 'n teken, ek het gevra vir 'n release. Elke ding wat ek dink om te doen, aandink om te doen, dan ek bid eers met die Here daaroor. Want as ek dit, if I have to do it according to myself, dan sou ek seker eens nou hierdie pageant moet doen. Yes, definitely. So dit gaan regtig nie oor my nie. En I was very sensitive to the voice of the Holy Spirit deur my journey as my juffrou Namibia. Baie belangrik. Ja. Jy moet altyd luister na die Heilige Gees en behalwe dat jy net ja sê vir enige ding wat kom, as dit nou weer terugkom na jou geloof toe wat jou gedraai het,
moet ons altyd weet wat ook al ons doen, moet ons eers na die Here toe vat. Yes. Dink dis hoe jy ook groot gemaak is deur jou ouers. Dis hoe ek groot gemaak is. Wat ook al jy doen, behalwe dat hulle sê kom vertel vir my eers of kom sê vir my wat dit wie nou weer vir jou waantoe genooi. Is dit belangrik dat ons moet dit na die Here toe vat. Ons moet vir die Here vra, Here wys my, moet ek so intoe gaan? Yes. Moet ek daar wees? Yes. Wat is my doel wat ek daar gaan soek? Ek wil nie net daar gaan staan op 'n verhoog omdat ek my hare geskeer het, ek het my hare gedoen, ek het my make-up gedoen, ek lyk mooi, is mooi aangetrek, mense ken vir my. Dit moet nie gaan oor my nie, maar dit moet gaan oor die impak wat ek deur iets kleins kan doen op daardie verhoog. Presies. En ek het ook al geweet, die Heilige Gees het vir my gesê, jy gaan nie pleis nie. Dit is nie wat ek jou wil hê nie. Jy gaan nie pleis vir Namibia nie. Daar's iets anders wat vir jou wag. Yes. And I trusted him. I trusted him through the process. Watter Bybelkarakter inspireer jou die meeste? Esther. En hoekom? Esther. Esther. Hoekom Esther? Want die storie van Esther is presies my storie. As ek dit in detail moet sê. Yes. Van die begin dat ek my juffrou Namibia was tot binne in Miss Universe was dit Esther gewees. My ma was daar gewees, sy het ook 'n baie goeie storie daaroor. Ek was letterlik gekroon van die Here homself in New Orleans en net ek en my ma weet van dit. En dit was 'n oomblik wat ek nooit sal vergeet nie. Kan ek bietjie gesels daaroor? Yes, jy mag definitief. So, ons was by die prelims gewees, die preliminary show en ons moet nou stap. En ek is gekies in die top 5. Nou staan ek op die verhoog en ek is nou deel van die top 5 nou in die show or whatever. En toe roep hulle ons nou the first runner-up en hulle moet nou die wenner oproep. En die wenner wat hulle gekies het net vir die prelims vir rehearsal is nou die personal assistant van die huidige Miss Universe. Ja. Toe kom staan die vrou nou daar en they announcing now that she's the new winner. So hulle sê nou and the new Miss Universe is, and then they ask her, hulle vra wat is jou naam? En sy sê Esther. Sjoe. Nou ek staan nou daar nee, ek is op die verhoog. En ons is nou in die top 5 en my ma kyk vir my. Toe ek dit hoor, ek het ook nie die vrou geken nie, maar sy sê haar naam is Esther. Toe draai ek om en ek is in skok. Ek het nie ge-worry, wie sien my nou nie, wat gaan rondom my aan nie. Toe sê die Here vir my, ek het jou gekroon. Vandag het ek jou gekroon. En met daai was ek gelukkig geweest. Ek hoef nie te pleis nie. Ek hoef nie wat te doen nie. Ek gaan nou net geniet. Yes. En ek het dit teen volle geniet. Ek was in my slippers daar in my gown en ek was met die security span, met die media span, want ek was nou 4 ure gelede al klaar gekroon. So ek chill nou. Yes, nou is dit chill, ja. Dit is my testimony. Jo. Dit is nou baie mooi geverduidelik aan ons. En soos ek jou sê dat jou journey begin nou eers. Yes. Ek dink in die tyd en wat jy gefokus het van Miss Namibia, het jy baie gefokus aan wat jy kon doen, wat jy moes doen. Ja. Eintlik as ek dit so kan sê, moes doen. Ja. Ek dink as baie dinge wat die Here nou op jou vork gaan sit, wat jy moet vir hom doen en nie weer vir die land doen nie. Jy doen dit vir die Here, jy doen dit vir jouself. Yes. Ek het 'n kollega, hy verkoop karre en hy ouetjie sê wat ook al ek doen ek vir die Here. Ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir die Here. Of ek nou kwaad gemaak word van hierdie mense en ek voel ek wil my sak vat en uitstap, dan moet ek terugkom en sê ek doen dit vir die Here. Yes. Om een rede, die Here het vir hom van level na level gevat. Yes. En dit is wat God besig is om te doen in jou lewe in. Ja. Terugkom. Ek het eintlik 'n testimonie van hierdie sesh ook. Dit is uit die hand van die Here uit. Mag ek oor dit gesels? Ek was op pad nou so intoe. Nee. Wil jy vir ons net gou sê Miss Cosmo, is die eerste keer wat ek van dit hoor. Ja, ek is die eerste representative vir Namibia by Miss Cosmo. En Miss Cosmo is 'n groot kompetisie, skoonheidskompetisie, waar 60 plus nasies gaan deelneem. So dit gaan groot wees, dis soos Miss Universe, Miss World level. Yes. Dis weer 'n repeat van dieselfde proses, maar ek het 3 jaar gevat om te bou, op te bou, my brand te bou, om sponsors te kry, om allerlei goed te kry. En hierdie jaar het ek vir die Here gesê, ek is lus vir nog 'n skoonheidskompetisie, ja. Maar ek wil internasionaal gaan. Ek wil nou weer op 'n internasionale platform wees. En gebeur, ek was nou ingeroep en gekies as Miss Cosmo Namibia. En toe vind ek uit, maar ek word ons nou 25 op die 25ste 2025 en ek kry nou 'n kroon
vir my kroon verjaarsdag. Yes. En die kroon se stene lyk presies soos my geboortesteen wat 'n London topaz is. Jo. En ek vlieg Vietnam toe op die 25ste November. Wow. So dit is net alignment. Die Here wys vir my dis alignment. Iets van die 25ste. Iets van die 25ste. Daar's iets van die 25ste. Ja. Ek het 'n nommer, ek gaan nie my nommer sê nie, maar daar's 'n spesifieke nommer wat altyd, ek weet nie as ek op my foon gaan en kyk die tyd, sommige dae dan verskyn dit net. Ja. Dit verskyn net op my foon, die tyd is sommer ook daai spesifieke en dis ook net 4 nommers. Dis net 4 nommers en iets van daai nommer 25 is waar die Here vir jou gaan laat styg. Yes. Kessia Shapley gaan styg en So, ek kry hoendervleis. en jy moet net glo, wees nederig, wees humble, wees in afwagting van God af. Jy weet ons as mens, miskien het jy lank gewag vir nog so 'n pageant. En God sê vir ons, maar wees net humble, wees nederig, wag jou beurt. Ek het 'n baie groot getuienis wat ek volgende week gaan afgee, wat die Here gedoen het in my lewe en Amen. 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 Ja, ek gaan nie emosioneel raak daaroor nie. So wees in afwagting. Wees in afwagting vir wat God kan doen. Watter boodskap het jy vir jong mense in Namibië wat groot drome het? Doen dit net. Al lyk dit hoe. Al lyk jou omstandighede hoe. Al moet jy hoeveel werk insit, doen dit. Yes. Doen dit. En weet dat jy moet iets sacrifice, jy moet die werk insit. Dit roep nou vir laat aande, vroegoggende, maar dit is hoe dit gaan. Definitief ja. As die Here jou roep na iets toe, doen dit. As hy vir jou release om dit te doen, doen dit. Because obedience is better than sacrifice. Sacrifice, yes. Presies. Definitief. So just do it. Jy's nou soos Nike. Ja. Just do it. Let Doen dit net. Ja. Ja, nee, Kessia, ons is baie bly dat ons vir jou het hier op ons show. Ons luisteraars, bly net waar jy is. Moenie weggaan nie. Ons kuier nog baie lekker saam hier, so saam met Kessia Shapley. Daar is nog baie wat ons gaan oor gesels. So kry solank jou koffietjie, kry jou watertjies gereed en dan wag julle vir ons tot ons nou weer terug is. Baie dankie.
kuier lekker saam met Kessia Shapley, wel bekend soos julle haar ken as Miss Namibia 2022 en sy is nou weer eens ook besig met Miss Cosmo. Kessia, Yes. ons het nog nie klaar gepraat oor Miss Cosmo nie. Ons Ek was het nog nie. nie klaar nie. Ek wil weet waar het die ding ontstaan by jou? Het hulle vir jou self ge-approach of hoe dit gebeur? Hulle het self vir my ge-approach en gevra, staan ek wil ek is ek bereid om dit te doen. So. Toe sê ek vir hulle by all means, Yes. kom ons doen dit. Soos ek vir jou gesê het, just do it. Ja, Doen ja, net ja, die just ding. doen dit. As die Here vir jou opportunities gee, moet jy dit vat met al twee hande en dan vlieg met dit, maak dit jou nou. So toe sê ek vir hulle, ja, kom ons doen dit. Vat dit met al twee hande en as jy kan, so vat dit so met jou voete ook. Ja, hoekom dan nie? Ja, Kessia sê vir my, wat dink jy is die grootste uitdaging waarmee jong mense vandag worstel? Identity. So, Jong mense sukkel om hulle identity te vind in die Here. Wanneer jy jou identity in die Here vind, dan is jy jou ware self. Tot op daai punt, as jy tot op daai punt nie die Here ken nie, dan gaan dit nie uitwerk nie. Yes. Then you're never gonna know who you are. As jy nie jou identity in die Heilige Gees uitkry nie, as jy met die Heilige Gees gesels en hy gee nie vir jou die blueprint van jou lewe nie, dan sal jy nie verstaan wat is jou identity nie. Om jou identity in iets te kry in die wêreld, soos 'n plek in die wêreld, dit gaan moeilik wees vir jou om regtig jou purpose te fulfill in die wêreld. So ja, ek sou sê identity. ja, ek dink baie uitdagings ook vir jong mense vandag, behalwe identiteit. Dit pas eintlik mooi wat ek wil sê, dit pas eintlik by identiteit. Die feit dat ons as jong mense gaan daar buite en voel maar my vriende doen dit en ek wil inpas by my vriende. So my identiteit, dit wat ek geleer was by die huis, bring ek nou nie saam na my vriendekring toe nie. Ja. Ek probeer nou dit wat hulle probeer, ek doen nou wat hulle doen. Want as ek nou kom as jong man en sê ouens, nee man, hy wat julle doen man. Die Here wil nie dit hê nie. Wat dan lag jy dan lag jy ouens. Ja. En dit is wat dis ook die ding van identiteit. Ons nou self vind in Christus. Vra die Here, wys my wie ek is, wys my wat ek moet wees, wat ek moet beteken en my boodskap wat ek kan uitdra daar buitekant. En vir mense in die wêreld, dit gaan nie vir hulle sin maak hoe die Here jou gebruik nie. Yes. Dit gaan nie vir hulle sin maak. Jou purpose gaan nie vir hulle sin maak nie. Dis hoe jy weet dis spesiaal. Yes. Want dis vir jou. En niemand gaan dit verstaan nie. Die wêreld sal dit nie verstaan nie. Dis Ja, die wêreld sal nie. Tussen God en dis okay. Al moet jy ook eensaam hierdie journey gaan, is dit ook fyn. Solank jy net weet jy is 'n living sacrifice vir die Here en jy moet jou lewe voluit lewe. Dan is dit definitief. Ja. As jy 'n dag lank iemand anders kon wees, wie sou dit wees? Ja, nou kom ek dink nou eers mooi. My hondjie, Wil jy JJ, my Pomeranian. Dit is net so gemaklik heeldag elke dag. Is dit? En sy lê soos sy wil, sy eet soos sy wil. Ek wil tog my hondjie kan wees, net vir 'n dag. Kessia, nee. Jy lag my nou so lekker net dat jy nou vir my sê jy wil graag jou hondjie wees. Ek sou nou gedink het jy sou gesê iemand anders wat miskien ook in beauty pageant en daai goedjies in was. Maar jy noem regtig waar jou hondjie. Ja, hoekom sal ek nou wens om iemand anders te wees? Ja, maar as waar God het jou geskaap in jou eie beeld en dis wie jy moet uitleef. Presies. Maar jy laat lag oor die hondjie. Ek is ernstig, jy lyk vir my asof jy kan trek jy is jy ernstig. Is jy ernstig? Ek is ernstig. Nou, Kessia, wat is jou planne en drome vorentoe? As jy dit mag praat, as jy dit wil sê, kan jy vir ons sê wat is jou planne, jou drome wat jy onthou? God het klaar 'n plan vir ons. Hy het al reeds dit uitgeset vir ons. En wat is jou planne wat jy het? My planne, daar's baie dinge wat ek wil doen. Van die Here het my in so baie spesies van die lewe laat vloei en laat my vlerke sprei en ek wil elke opportunity vat asof dit die laaste was. Sure. If it's now through fitness, as dit deur beauty pageants is, modeling, wat ook al, ek wil net voluit lewe. Ek wil weet dat ek elke oomblik geneem het wat die Here vir my gegee het en ek het dit die moeite werd gemaak op die einde van die dag. En alles wat ek doen, dit is nie net vir myself nie. Ek wil die wêreld impak met dit. Ek wil weet alles wat ek voor lief is, alles waar ek invest, gee ek ook terug vir ander mense. Dan weet ek, okay, dis 'n purpose.
it's not a selfish purpose, dis 'n purpose wat mense verander met wat jy sê en wat jy doen en hoe jy hulle laat voel. Dis wat Ek dink jy gaan ons nou binnekort gaan jy mos nou Vietnam toe. Ek dink ons moet 'n ding reël waar jong dames kan kom luister na 'n jong meisie van Kommersdal yes. wat God gevat het en gelaat styg het, soos 'n vliegtyg het die Here jou gevat en jou laat styg. Ek dink as baie mense, jong dames wat dit moet hoor, jong meisies weet nie wie hulle is nie. Hulle ken nog nie hulle waardes nie. Daar's jong meisies wat maar net doen wat die volgende vriendin doen. En ek dink nie dit is wat jy doen nie. Ek dink nie dit is wat wie jy wil wees nie. Ja. Jy wil jou eie persoon wees, jy wil jou eie identiteit hê. Ek dink ons moet eendag as ons kans kry, as jy kans kry, moet ons dit doen om 'n impak te maak daar buitekant in jong dames se lewens. Ons doen sommer 'n workshop, maak dit 'n hele dag. Ons kan. Kesia, watter finale boodskap wil jy aan ons kykers los? Hou vas aan Jesus. So, ek weet nie hoekom ek aan hy song gedink soos nou nie. Is dit? Ek het letterlik aan hy song gesit en dink Hou nou. vas Aan Jesus, ja. Oh, Hou ek het vas ook aan aan dit gedink. Jesus. Ja, hou vas aan Jesus. Hy is jou anker. Sure. You can never go wrong with God. Coming from someone wat in worldly goed is, soos industries is fitness, is pageants, is modeling, Yes. is musiek, it's worldly. En al wat ek kan sê deur dit alles, never lose God. Oh yes. Never have the risk of standing before God and him saying, I don't know you. Ja. Don't risk that. Hou vas aan die Here, deur alles wat jy doen. Sure. Ja. Ons moet altyd terugkom na die Here. Ons moet Ja. altyd terugkom of dit nou goed gaan of dit nou sleg gaan, ons moet Yes. altyd weer terugkom. Yes. Hou vas aan Jesus. Yes. Sê vir hom dankie vir alles wat hy vir ons doen. Nou Kesia, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekyk Baie dankie, Bradley. kom gekuier het. Ons waardeer dit. Dankie dat jy jou storie kom vertel het met ons. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou journey wat nou weer eens gaan begin, mag hy deel wees van elke oomblik. En ek sê ook vandag vir jou mamma ook baie dankie dat sy die tyd vat en jou ma altyd so saam met jou. Ek het vir my broer gesê, haar ma kom saam. En Ja. sonder dat ek geweet het dat sy gaan kom, is sy Is sy hierso. hier, ja. So ek benyd dit baie dat jou ma altyd saam met jou beweeg en sy so mooi agter jou staan. Mag die Here haar ook seën, jou pa, jou familie, mag die Here hulle seën en alles wat jy aanpak, mag dit 'n sukses wees. Amen. En Jesus deel van dit wees. En hou vas aan Jesus. Amen. Baie dankie aan ons kykers. Dankie aan elkeen wat ingeskakel het. Ek is baie dankbaar vandag vir elkeen wat ingeskakel het. Ons sponsors vanaf Oasis tot Greenovation, Grace and Grit, Vixa the Faith Master, Bizas Audio. Ek sê baie dankie aan elkeen. Die T-shirt wat ek aan het is gemaak deur Greenovation. Enige van julle printing wat julle wil doen, skakel vir my en ek sit vir u deur na Greenovation toe. Baie dankie dat jy ingeskakel het en ons kuier weer oor 2 weke lekker saam met nog 'n gas. Bly geseënd. Kuier op die rusbank saam. Bradley bring die vreugde aan. Gesels en lag, dit's waar jy hoor. Kuier op die rusbank kort en mooi. Op die rusbank vind ons vreugde, stories vloei soos 'n wyn van diepte. Lag en luister, voel die klank. Kuier saam met Bradley op die rusbank. Lag en luister, voel die klank. Kuier saam met Bradley op die rusbank. Dis kuier op die rusbank. Jou podcast, jou kuierplek.